'n nettokrag F werk op twee geïsoleerde voorwerpe P en Q in. Die massa van Q is 3 keer die van P. Ignoreer die effekte van wrywing. Indien die tempo van verandering in momentum van voorwerp Q gelyk is aan x, is die tempo van verandering in momentum van voorwerp P soos volg: A, B, C of D. Die korrekte antwoord is C, x. Vanaf jou formuleblad weet jy F net delta T, jou impuls, is gelyk aan delta P. So F net is delta P op delta T. Hierdie is met ander woorde die tempo van verandering in momentum. Nou dis belangrik om daarop te let dat F net vir beide P en Q dieselfde is. So die tempo van momentumverandering vir beide P en Q moet dieselfde wees ongeag hulle massa. Watter effek gaan massa wel hê? Omdat die massa van Q groter is, ervaar dit 'n kleiner versnelling as P. As beide voorwerpe dus vanuit rus versnel, sal P met 'n kleiner massa 'n groter versnelling ervaar en dus 'n groter eindsnelheid as Q hê.